My God, my koning, redder, verlosser, my rots, my fondasie, my hoeksteen, my skuld, my Jesus, my vriend, my bruidegom, naam bo elke naam, Here van die leerskare, almagtige, alwetende, alomteenwoordige, soewereine God, die groot ek is. Here, ons is hier vir U. Ons rig ons aandag, ons aangesig op U. Ons strek nader aan U. U alleen kom alle eer toe, Here. U alleen kom die heerlikheid toe. Jesus, Jesus, Jesus. Aan U is alle autoriteit in hemel en aarde gegee. U sit aan die regterhand van God en U heers. En wat 'n voorreg is om U te ken, Here. Nie van ver nie, maar van naby. Dankie dat U ons eerste lief gehad het en in daai plek het, Here, kan ons liefde verklaar teenoor U. Here, dankie dat ons hierdie tyd nou kan vat, Here, as 'n offer, Here, wat ons kan gee aan U, 'n liefdesoffer, om vir U te vertel hoe lief ons vir U is. Hoe dankbaar ons is teenoor U, Here. Hoe desperaat ons is, hoe ons smag na U, om by U te wees, om U daarby te voel, Here. Here, mag dit ons grootste vrees in hierdie lewe wees, is om U nabyheid te mis, Here. Ons grootste behoefte is om by te wees, die Gees te ervaar. Die Gees wat U beloof het en gestuur het. Heilige Gees, dankie dat U hier is vanaand. Kom en verrig, Here, 'n kragtige werk soos in die hemel. Here, ek bid dat vanaand soos in die hemel dit sal wees in hierdie gebou vanaand, in Jesus naam, want U heers. Here, U weet my begeerte nog altyd vir myself en vir almal hier is dat mense se getuienis oor ons sal wees, Here, oor ons geskryf, wil ek amper sê, sal staan soos wat daar geskryf staan, Here, oor Moses en Abraham, hoe hulle vriende was van die Here en hoe hulle gesig tot gesig, van aangesig tot aangesig met U gekuier het en gewandel het, Here, en dit is nog steeds so groot begeerte, Here. En maar as julle awesome, Here, mag ons ook soos Abraham. Here, U sê vir Abraham, nou weet ek dat jy niks van my sal weerhou nie. Here, mag dit ons getuienis wees, Here. Mag dit ons getuienis wees by U, Here. Dat Here, ons niks van U sal weerhou nie. Al vra U die verbond, die belofte wat U gegee het, om dit op te gee, Here. Here, geen droom, geen belofte, Here, is vir ons belangriker as U nie, Here. U is ons die eerste prys. U nabyheid, verhouding met U, ons wandel saam met U. Ons wil wandel saam met U. In Jesus naam. Amen. Amen. Goeienaand, Wellington. Al 25 van julle, prys die Here. Ek weet, dis ons 'n revival vanaand. Prys God. Dis maandag aand en mense is in die kerk. Wat 'n getuienis. Prys die Here. Ek het 'n pastoor gehad en hy het so een keer 'n jaar het hy so gier gekry. Dan roep hy dienste. Hy het dit nou genoem spesiale dienste. En dan sal nou begin op 'n Sondagoggend en dit sal nou 'n Sondag aand wees, amper soos wat ons nou doen, en dan Maandag aand en 'n Dinsdag aand en 'n Woensdag aand. En elke keer as ons vir hom vra, pastoor, nou tot wanneer gaan hierdie spesiale dienste aanhou? Dan sê hy tot die Here so sê. En of tot die Here sê moet stop. En hier teen Woensdag dan raak die crowd nou al kleiner en kleiner. Almal is entoesiasties Sondagoggend en Sondag aand en Maandag aand, maar hier teen Woensdag is die skare gehalveer. En teen Vrydag is dit dalk 'n derde daarvan.
En op daai Vrydag aand, elke jaar vir jaar, sal die pastoor dieselfde ding sê. Op daai Vrydag aand sal hy sê, nou hierdie is die mense wat regtig die Here liefhet. En dan dink ek, nee, daai is manipulasie, maar vanaand is dit lekker om te sien die mense wat regtig die Here liefhet. Is hierso vanaand. Prys die Here, baie welkom en baie dankie dat jy gekom het. Ek is so opgewonde vir God se woord. Een ding wat ek geleer het deur die jare, en ek weet, as ek sê deur die jare, dan sal baie ouer mense vir my sê, wat se jare? Jy's 'n baba. Halleluja. Maar ek het groot geword in die kerk en ek doen hierdie ding nou al 'n hele rukkie. Maar ek het geleer dat wanneer ons as gelowiges die geleentheid het om te vergader rondom God se woord, moet ons die geleentheid aangryp met 2 hande. Elke geleentheid om onder God se woord te sit, om in corporate fellowship by mekaar te kom, om sy naam op te lig, is kosbaar. Dit is beter as om binnelanders te kyk. Dit is beter as Sewende Laan. Ek maak nou eendag 'n grappie by 'n kerk, toe sê ek, hou op Sewende Laan kyk. Toe sê hulle vir my, dis long gone. Halleluja. So I did not know. Kyk nie TV regtig nie. So, maar wanneer ons die geleentheid het om te vergader rondom God se woord, dan verander dit ons lewe. Die Bybel sê dat hy sê dat u woord is lewe, is heuning. Hy sê dat, jy weet reg deur die skrif sien ons hierdie magtige manne van die Here, soos die skrywer van Psalm, weet Dawid, Joshua, al hierdie ouens skryf oor God se woord. En hy sê dat u woord is 'n lig op my pad en 'n lamp vir my voet. Maar hoekom 'n lig op jou pad en 'n lamp vir jou voet? Dat jy jou toon moet stamp nie. Halleluja, sê amen. En Joshua sê dat ek bære die woord in my hart. Hy sê net hier op hierdie woord dag en nag. En dan alles wat ek doen, voer ek suksesvol uit. Dawid skryf, hy sê ek het die woord in my hart gebære sodat ek nie teen U sal sondig nie. Die woord is ons kompas. Die woord is ons oplossing, die woord is ons antwoord. Maar as ons nie tyd vat om eerstens te sit onder die prediking van God se woord nie en nie tyd maak om God se woord te lees vir onsself nie, dan gaan ons 'n lewe in geloof waar ons rondgestamp word deur die winde van die lewe. Maar wanneer jy geanker word in God se woord, dan sê die Bybel as jy soos 'n boom wat staan by waterstrome, sê amen. Halleluja, seisoene kom en gaan, maar jy staan. Sê amen. Halleluja, ons het die woord van God nodig. Is interessant, toe Jesus sy disippels leer om te bid, leer hy hulle die Onse Vader. En hy sê vir hulle, hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam verheerlik word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dan sê hy, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou wat Jesus daar praat, jy moet verstaan, Jesus het altyd in simboliek gepraat. Hy het nie noodwendig net gepraat van fisiese brood wat jy eet nie. Die brood waarvan hy gepraat het, is die woord van God. Dit is die brood van die lewe, verklaar die Bybel. So Jesus leer die disippels en hy sê, luister, julle moenie in 'n plek kom waar julle 'n weeklikse en 'n maandelikse en dalk 'n kwartaallikse afhanklikheid teenoor God se woord nie. Dit moet 'n daaglikse afhanklikheid wees. Gee my vandag my daaglikse brood. Ons moet op 'n plek kom waar God se woord ons hoogste prioriteit word. Sê amen. En ons moet die skatte wat versteek is, en versteek is dalk die verkeerde woord, want God steek niks weg nie, maar daar's soveel skatte in die woord, en ons ontdek dit nie, ons kan dit nie gryp vir onsself nie, want ons weet nie, dis eers daar nie. Partykeer praat ek met mense, hulle kom met my na my toe met baie probleme en uitdagings en dinge waarmee hulle sukkel, en ek luister na wat hulle sê, en ek weet vir my siel, as hulle die woord van God ken, dan het hulle wapens om die vyand teen te staan. Maar die woord van God ontbreek in mense se lewens en daarom gaan ons ongewapen in 'n geveg in. Wat is ons swaard, sê die Bybel? Efesiërs, wat is ons swaard? Die woord. Die woord is ons swaard. Ons gaan in gevegte in teen die vyand sonder 'n wapen. Ons gaan we going bare hands to a knife fight. Halleluja. Dit gaan nie werk nie. Ons het die woord van God nodig, sê amen. En ek wil jou aanmoedig dat wanneer hierdie kerk, of jy nou in hierdie kerk is of in 'n ander kerk is, ongeag hoe dit lyk, as jy die geleentheid het om, ek sien nou al die aktiwiteite wat die kerk aanbied, as jy die geleentheid het om betrokke te wees by dit wat God doen, gryp dit aan. Halleluja. Een ding wat my grensloos frustreer, soos ek reis oor die wêreld, is passiewe Christene. Die woord passief is wat ek sien in die kerk vandag. Mense is passief. We go through the motion of the ocean. Jy weet, ons gaan maar net drift rond. En met daai manier van leef en operate, is ons skrik nie die vyand af nie. As ons passief is nie. Ons gaan geen impak maak as ons passief is nie. Maar wanneer ons desperaat word om gevul te word met God se woord. Halleluja, wanneer ons desperaat word om in God se teenwoordigheid te kan kom. Dis in daai plek waar God ons posisioneer en ons aktiveer om die wêreld te transformeer. Ek begin alweer met my gedigte. Halleluja. Maar dit is in daai plek waar God ons posisioneer en ons aktiveer. Dit is in daai plek waar God vir ons bonatuurlike insig en wysheid gee
om in te gaan in die wêreld om besigheidsoplossings te kry vir die probleme wat ons besighede face, ons huwelike wat uitmekaar uitval. Dis in daai plek wil God vir jou hemelse strategie gee om te oorwin. Sê amen. Jy weet, ek onthou toe my babatjie eerste, ek nou 'n hele klomp kinders, halleluja. Maar toe my eerste een geword het, Judah in 2020, was COVID gewees. Hy is in die middel van COVID gebore. Was eintlik heel lekker want ek kon nie ek vlieg heeltyd rond. So toe kon ek nêrens in vlieg. Nou moet ek by die huis bly. En toe het ek nou heeltyd tyd met hierdie babatjie spandeer. En dit was verskriklik lekker. Jo, ek is verlief op daai kind. Nou nog, is my kroonprins. Halleluja. En maar so 3 maande, 4 maande in hierdie uitstappie wat ek nou myself 'n pa genoem het. My vrou het 'n haarsalon en sy het nou en dan begin werk weer. Wat beteken sy gaan uit en los my by die huis met hierdie baba. En dit wou 4 maande in en nou is die romanse verby want die ouetjie het reflux gehad. Jy weet, daar's meer melk op my as in sy maag. Halleluja. En een middag kom my vrou by die huis en sy kry my, ek is nat, hy het op 'n reflux gehad op my en ek ruil doeke en ek lyk soos een depressiewe huisvrou. Halleluja. en ek wil beweeg en met mense praat en my vrou sê vir my, wat gaan met jou aan? Ek sê vir haar, wat gaan met jou aan? Los my, en ek is net in 'n slegte spasie en ek voel hierdie kind huil en ek weet nie wat om te doen nie en die romanse van baba kry is verby. Is nou, hy gaan nie huis toe nie. Ek kan nie vir iemand teruggee nie. Hy is myne. En ek het regtig in 'n battle ingegaan met dit. En ek sê vir die Here, ek weet nie hoe hierdie kind hanteer nie. Ek gaan na God toe. Ek sê, Here, gee my 'n woord vir hierdie kind. Hoe moet ek hierdie kind groot maak? Hoe moet ek hierdie reg kry? Ek is nog self 'n kind. Halleluja. Hoe moet ek hierdie doen? En in God se woord, dit het vir my skrif gegee, en strategie gegee, en oplossings gegee om hierdie kind groot te maak. En vandag is hy 'n pragtige seun. Ons het besighede wat ons ran en baie keer word ek gekonfronteer met moeilike dinge. Vandag, terwyl ek ry in die kar saam met my videograaf Nick, weet, is 'n een probleem op die volgende probleem terwyl ek nie eens daar is nie. En ek maak my oë toe en ek haal diep asem en ek gaan trek op die woord van God. Wat sê God aangaande hierdie situasie? Wat sê God aangaande hierdie probleem? En terwyl ek begin mediteer op dit, kom daar skrifte na my remembrance toe. The Bible says that God will bring to your remembrance the scriptures. En skrifte kom en ek kan reply en oplossings bied vir my span omdat ek getrek het op God se woord. Maar ek sou nie kon trek op God se woord as ek nie God se woord in my binneste gehad het. Kan jy amen sê? En ek wil vandag vir jou sê, ons het die woord van God in ons nodig. Sê amen. Halleluja, as jy wakker. Prys die Here. Moet seker maak. Maar ek sê altyd vir Nick, jong, ek weet nie of ek die kerk opgewonde preek nie, maar ten minste weet ek, as ek uitstap by daai kerk, het ek myself opgewonde gepreek. Halleluja. Prys die Here. Maar ek wil vanaand 'n boodskap deel en die titel van my boodskap is God se instruksie. Baie eenvoudig. God se instruksie. Terwyl ek travel en baie plekke en kerke en dinge sien en met baie dinge gekonfronteer word die laaste tyd met baie mense se uitdagings. Ons kry omtrent, ek wil nie oordryf nie, maar ons kry duisende e-poste per maand na ons bediening toe. En dis 99% van dit is probleme wat mense het, want mense het regtig probleme. En 99% van daai 99% probleme is finansiële probleme. Meeste van die tyd, of besigheidsprobleme, besighede wat sukkel in die ekonomie van Suid-Afrika. Daar's baie uitdagings waarmee mense gekonfronteer is. Maar terwyl ek hierdie e-mail scan, deur ek lees en die belangrike goed wat my PA vir my aanstuur, kyk ek na hierdie goed, die vrae wat mense vra en ek besef dat hierdie probleme wat hierdie mense mee gekonfronteer word, kan met een instruksie van God opgelos word. Wanneer God 'n instruksie gee en ons die instruksie uitvoer, kan bonatuurlike deurbrake kom, bonatuurlike strategieë kom, bonatuurlike intervention kan kom wanneer ons reageer op God se woord. Kan jy amen sê? Die Bybel sê in die boek van Jakobus, ons is geroep nie net om hoorders te wees van God se woord nie, maar om daders te wees van God se woord. Halleluja, ons is geroep om te doen wat hy sê. Halleluja, die Bybel sê jy noem my Here, Here, maar jy doen nie wat ek sê nie. Hy sê jy eer my met jou lippe, maar jou hart is ver van my weg. God soek nie mense wat baie praat nie. Hy sê hy soek doeners, nie praters nie. Halleluja, die wêreld gaan nie verander word deur praters nie, maar deur doeners. Jou omstandighede gaan nie verander deur jou wat Christenese praat en die regte taal praat. Halleluja en amen broer. Daai gaan niks maak nie. Maar wanneer jy op 'n plek kom waar jy sê genoeg is genoeg, ek gaan God se instruksie uitvoer vir my lewe aangaande die situasie, dan sal die vrug van God se woord geproduseer word in jou lewe. Sê amen. Is julle met my? Prys die Here. Ek weet nie, kom ons kyk maar hoe gaan dit. Halleluja. Ek wil begin hier 'n skrifgedeelte vir jou te lees uit die boek van Deuteronomium, hoofstuk 28, vers 1 en vers 2. Deuteronomium, vers 28, vers 1 en vers 2. En soos ek gesê het, die titel is God se instruksie.
God se instruksie. Ek wil vanaand vir jou sê, dis God se instruksies wat my lewe bewaar het. Dis God se instruksie wat my lewe getransformeer het. Dis God se instruksie wat my op 'n baie lae plek gekry het en my opgetel het. God het met my gepraat en vir my gesê, Johandrey, hier is die weg, loop in dit. Johandrey, dit is wat jy moet doen. En die Here het ook gesê, Johandrey, jy moenie dit doen nie. Ek dank God vir wat hy gesê het ek moet doen, maar ek dank die Here ook vir dit wat hy gesê het ek nie moet doen nie. Sy instruksie het bewaring vir my lewe gebring. Sy instruksie het voorspoed vir my lewe gebring. Sy instruksie is as gevolg van God se instruksie dat my bediening doen wat hy doen. Dis God se instruksie dat ons besighede so suksesvol is soos wat dit is. Dis God se instruksie. Dit is nie die hand van 'n man nie. Dit is nie die oulike idees van my vrou nie. Dis God se instruksie. When God speaks, we move. Say amen. En so ek wil vanaand vir jou sê, jy het een instruksie van die Here nodig wat jou hele lewe in 'n oomblik sal verander. Sê amen. Halleluja. Hoor gou wat sê Deuteronomium 28 vers 1 en vers 2. Hy sê, as jy goed luister na die Here jou God en jy gehoorsaam al sy gebooie wat ek jou vandag gee, en jy lewe daarvolgens, sal die Here jou God jou oor al die nasies van die aarde stel. As jy luister na die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. Halleluja, as jy luister na die Here jou God, as jy luister na die Here jou God, as jy luister na die Here jou God, hierdie is nie God wat 'n gun in jou kop druk en sê, doen wat ek sê or else nie. Nee, dit is God wat is 'n pa wat vir sy kind sê, luister hierso, ek weet beter. En ek het gesien, as jy hierdie en hierdie en hierdie doen, dan sal hierdie en hierdie en hierdie gebeur. God, jy moet vanaand begin deur dit vas te maak in jou hart, dat God het goeie intensies teenoor jou. God het 'n plan vir jou lewe. Soos gisterand vir julle gesê het, God het 'n roeping vir jou lewe. En voordat jy op 'n plek kom waar God se instruksies nie vir jou voel soos iets wat ek moet doen nie, maar iets word wat ek kan doen, jy gaan nie daar op daai plek kom voor jy nie God sien as 'n pa nie. Jy moet eers jou perspektief van God verander. Hy is nie 'n kwaad oom in die hemel wat jy met 'n kierie oor die kop wil slaan as jy doen wat hy sê nie. Dis nie wie hy is nie. Hy is 'n liefdevolle Vader wat die beste vir jou wil hê. En wanneer ek kyk na my laaite, hy doen baie dom goed op die oomblik. Hy is 6 jaar oud, baie braaf. Dit kom in sy arms wil breek. Jy weet, hy doen dom goed. En ek waarsku vir hom en ek gee hom instruksies. En baie keer luister hy nie na my instruksie nie en dan tref teëspoed hom. En ek sê nie vir hom, hey, moenie dit doen omdat ek sy van wil steel nie. Ek sê vir hom, moenie dit doen nie want ek sien waartoe dit op pad is en ek wil hom spaar van die ellende. En ek sal vir hom ook sê wat hy moet doen want ek weet as hy dit doen, sal dit hom na 'n plek toe bring van vervulling en van blydskap. So kan jy amen sê. En so God dreig jou nie, sê doen wat ek sê or else nie. Nee, as jy daai perspektief het, dan het jy dalk 'n kwaai pa gehad wat vir jou 'n lelike perspektief geskep het van wie God is. God is 'n liefdevolle pa wat die beste vir jou wil hê. Amen. Hy sê, as jy doen wat ek sê, as jy luister na die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. Ek hou van wat die engel sê. Hy sê, if you faithfully obey the voice of the Lord your God, He will set you high above the nations of the earth. And all these blessings, all these blessings shall overtake you. Met ander woorde, die blessings gaan verby jou hardloop. Jy gaan nie weet hoe om voor te bly wanneer jy faithfully obey the voice of the Lord your God. Kan jy amen sê? Wanneer jy na sy opdrag luister. Nou vanaand moet jy verstaan, kerk, dat as jy hierdie skrifgedeelte lees, sien jy dat hierdie skrif begin nie met 'n belofte nie. Dit begin nie met 'n seëning nie, dit begin met 'n instruksie. Hy begin met 'n instruksie. Dit begin nie met 'n seëning nie. Dit begin met 'n instruksie. Amper alles, kom ek sal ieder dit so, voor my teoloog my reg help hiervoor. Amper elke wonderwerk wat reg in die skrif gebeur het, amper elkeen, was eers gekoppel aan 'n instruksie. Is ek reg as ek sê pastoor? Amper elke wonderwerk was gekoppel aan 'n instruksie. En jy weet, baie mense dink dat hulle kan God se instruksies vermy en net bid daaroor. Jy weet, ek gaan nie doen wat God se woord sê nie. Vir elke belofte is daar 'n beginsel. En jy gaan nie die belofte ontsluit voor jy die beginsel beoefen nie. Dit is hoe dit werk nie word. Dis hoe God se koninkryk in mekaar gesit is. Maar baie mense wil die beginsels van God ignoreer en dan bid vir die belofte. O Here, en jy dink omdat jy bid gaan God dit nou antwoord, omdat jy nou dans en spring en worship in die kerk gaan God nou reageer en jou deel maak van die belofte vir jou bewerkstellig in jou lewe. Maar ek wil vandag vir jou sê dat gebed is powerful, dis kragtig. Maar ons moet vanoggend of vanaand verstaan dat gebed is nie 'n plaasvervanger vir gehoorsaamheid nie. Ons kan nie tiptoe rondom gehoorsaamheid en dink ons kan dit toesmeer met worship en toesmeer met gebed en toesmeer met kerk toe gaan nie. God soek gehoorsaamheid. Sê amen.
So gebed is nie 'n plaasvervanger vir gehoorsaamheid nie. En dis hoe God sy koninkryk regeer. God regeer sy koninkryk op instruksie. Hy gee instruksie. Reg deur die skrif sien jy dit. Waar God instruksie gee. Jy sien toe die disippels kom na Jesus toe en hulle sê vir Jesus, Jesus, gaan weg miskien in Jesus naam. Halleluja, gaan weg. Hulle kom na Jesus toe en hulle sê vir die Here, Here, die skare is honger. Jesus het 5000 mense bedien. Hy sluit met vroue en kinders en hulle is honger. En hulle sê, wat het jy? Nee, hy's 'n seentjie met 'n paar visse en 'n paar broodjies. En Jesus sê, "Right, hier is wat ons gaan doen." En hy gee 'n instruksie. Deel in groepies op. Breek die brood, 'n instruksie bewerkstellig 'n wonderwerk. Ons sien dat Moses lei vir die Israeliete, die manne is dors. Moses gaan na die Here toe, hy sê, Here, die manne is dors, wat gaan ons maak? En God sê wat? Hy sê nie bid en praat in tale, en dis alles mooi, maar wat doen God? Hy sê, hier is 'n instruksie, slaan die rots. 'n Instruksie bewerkstellig water uit 'n klip uit. 'n Instruksie het 5 broodjies en 2 visse na 'n plek toe gebring waar dit multitudes, massas mense gevoer het. Instruksies. God praat met Noag en hy sê bou 'n ark. Daar kom reën, bou 'n ark. 'n Instruksie het hom en sy gesin se lewe bewaar. 'n Instruksie. God regeer sy koninkryk deur instruksie. Sê amen. En ek wil vanaand vir jou 'n vraag vra, kerk, wat het God vir jou gesê aangaande jou lewe? Want hier is die realiteit. Mense sê God is stil. God is nie stil nie. God is konstant besig om te praat. Maar baie keer voel ons dat ons hoor nie God se stem nie. En dit is nie omdat hy stil is nie. Dis omdat hy klaar met jou gepraat het. Jy ignoreer wat hy gesê het. Lucy, ek gaan nou pak kry hierso. God het gepraat, maar ons ignoreer sy instruksies. Ons probeer dit toesmeer met baie keer sal ons goed sê soos, jy weet, ek bid nog daaroor. Jy weet God het met jou gepraat en vir jou presies gesê wat jy moet doen. Hy het jou presies 'n suiwer, direkte, duidelike instruksie gegee. Maar nou, jy wil dit nie regtig doen nie, so nou gebruik ons hierdie Christen terme, pastoor. Het jy al gedoen wat die Here gesê het? Nee, jong, ek dink nie dis nou die seisoen vir my nie, weet jy. Ek bid nog daaroor, jy weet, ek wag nog op die Here. Jy lieg. Jy lieg. Jy vermy wat God gesê het. En wanneer jy vermy wat God gesê het, dan vermy jy wat God gesê het jy kan hê. Kan jy amen sê? En ek wil vanaand na 'n man se lewe kyk in 1 Samuel. En dis koning Saul. 1 Samuel, dat ek net kyk, 1 Samuel 15 vers 22 wil ek graag 'n skrif lees vir jou en dan gaan ons in sy lewe inspring. Hy sê die volgende in 1 Samuel 15 vers 22. Hy sê, maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy beveel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as die vet van ramme. So wat hier gebeur is, God praat met hierdie koning Saul. Hierdie man God het hom koning gemaak. En hy begin groot word. Hy begin suksesvol raak en hy begin groot word in sy eie oë. Hy begin op homself staat maak. Hy begin die arm wat hom opgelig het te verwerp en hy begin staat maak op sy eie arm, op die arm van vlees. Halleluja, nie meer op God se arm nie. En die Bybel sê God gee vir Saul 'n duidelike opdrag. Gaan na daai koninkryk in, maak oorlog, maak alles dood. Alles en almal moet doodgaan. Dit is die duidelike instruksie wat God vir Saul gee. Maar Saul gaan en hy begin te luister, hy leen sy ore uit aan mense en die Bybel sê hy maak alles dood soos wat die Here gesê het, maar hy spaar een ou se lewe en hy behou die beste skaap en die beste beeste en die beste diere. En hy dink wel hy het gedoen wat die Here gesê het. En die Bybel sê toe kom die profeet Samuel na hom toe en hy sê Saul, hoe lyk die dinge? En Saul sê vir hom, Saul reageer, hy sê ek het die woord van die Here gedoen. Hy wil dadelik homself justify op sy sene wees, want hy is 'n man van God. En hy sê dadelik, ek het die woord van die Here vervul. Ek het gedoen wat God gesê het. En Samuel sê in sy gees, wat sy geblær hoor ek in die gees? Wat sy geblær hoor ek? Halleluja. En dadelik doen koning Saul wat baie Christene vandag doen. Hy sê nee, ek het dit uitgehou want ek wil dit aan die Here offer. Hy lieg. Hy probeer sy ongehoorsaamheid toesmeer met 'n religious mambo jumbo. Ek wil net vir die Here offer. En die profeet sê, Saul, verstaan jy nie dat gehoorsaamheid is beter as offerande. Die woord van die Here was nie hou die beste beeste uit nie. Hou die beste skape uit nie. Die woord van die Here was maak dood. Voer die opdrag van God uit. En daardie dag, hoor gou baie mooi. Ek voel die krag van God op my want dis mense wat gekonfronteer is met hierdie realiteite vanaand. Daardie dag toe word Saul se koningskap van hom af weggevat. God, Saul wil begin justify, hy wil rondspring, hy wil homself verdedig, hy wil redes gee hoekom hy nie God se instruksie
uitgevoer het nie. En hy probeer sê, ja, maar ek het God se woord vervul, ek het dit gedoen. En Samuel sê, nee, maar ek hoor 'n geblaar. En hy probeer dit te justify. En eintlik wat Samuel daar vir Saul sê, is hy sê jou woorde of jou dade weerspreek jou woorde. En jou woorde weerspreek jou dade, want jy sê jy het gedoen wat die Here gesê het, maar dit wat jy gedoen het is nie die instruksie gewees nie. En uiteindelik nie lank daarna nie, toe skeer God sy koningskap van hom af. En Saul het sy koningskap verloor, nie omdat hy in oorspel betrap was nie. Nie omdat hy in hoerery was nie. Nie omdat hy iets simpels aangevang het nie. Hy het sy koningskap verloor bloot omdat hy 'n instruksie van God geïgnoreer het. Die instruksies van God is krities. Vir ons om te hoor wat hy sê, om te doen wat hy sê, sal die gang van ons lewe bepaal. Kan jy amen sê? Nou ek wil vanaand 'n vraag aan jou rig, kerk. Wat se instruksies vermy jy? Wat se instruksies vermy jy? Want baie keer, soos ek nou net vir julle gesê het, baie keer praat die Here baie duidelik met ons. En ons hou nie van wat hy sê nie. Dit is ongemaklik wat hy van ons vra. Jy weet, en dan probeer ons dit wegredeneer met spiritualiteit. Ons sê ons bid. Ons wil bid om dit toe te smeer. Maar God sê nee, ek wil nie hom nou bid nie, ek wil hom nou vergewe. Nee, maar ons gaan nou aanbid, nee. Ek wil nie nou aanbid nie, ek wil nie nou vrygewig wees. Met jou beursie moet jy oopmaak. Nee, ek gaan eerder aanbid. Die Here sê, dis tyd dat jy op 'n plek kom waar jy heilig lewe. En ons nee, ons bid, ons gaan kerk en ons is betrokke by die groetspan. En ons probeer God se instruksie toesmeer met godsdienstige aktiwiteite. Maar Samuel sê vir Saul, weet jy nie Saul, dat gehoorsaamheid is beter as offerande. Gehoorsaamheid is beter as jou godsdienstige oefeninge. Gehoorsaamheid is ewen beter as gebed, want as jy bid en jy ignoreer God in sy gebod, dan beteken dit niks, dit lei na niks nie. Gehoorsaamheid is beter as jy wat God aanbid. God ervaar die diepste vorm van aanbidding wanneer jy hom gehoorsaam is aan hom. Sê amen. Is julle met my? Dit is alweer daai beeste in daai hek-situasie, lyk dit my. Ek sien manne kyk my so. Halleluja. En ek wil vanaand hierdie boodskap aan jou kommunikeer, want ek sien hierdie op grond van duisende mense waarmee ons deel, is ons mense vermy God se instruksies. Mense vermy wat God sê, dan wonder hulle hoekom hulle is waar hulle is. En weer eens, jy moet vanaand verstaan hoekom ek hierdie boodskap aan jou kommunikeer, nie uit 'n plek van judgment uit nie. Ek sê vir jou dat baie probleme en uitdagings en probleme, goeders waarmee ons gekonfronteer word, wat ons vreugde steel, wat ons vrede steel, kan opgelos word deur middel van een instruksie wat uitgevoer word. Halleluja, dan verander dit die game. Wie van julle onthou toe Rassie Erasmus die Cheetahs afgerig het? Wie van julle ken rugby? Onthou julle toe Rassie? Kan julle onthou wat Rassie gedoen het daar in die Cheetahs stadion? Ja, hy het ligte gegooi, pappa. Wat was daai ligte? Dit was instruksies. Hy het instruksies gegooi vir sy span. En daai man het geweet as daai lig sê rooi, dan maak ons so. As hy lig sê groen, dan maak ons so. En wat maak die Cheetahs hulle wen? Hulle het die Karibebeker gewen, hè? As ek reg onthou. En nou is Rassie Erasmus die afrigter wat hy is vandag. Want hy en sy span het 'n oop lyn van kommunikasie ontwikkel waar hulle geweet het hy gee instruksies, want hy bekyk die storie van daar bo. Hy het mos nie in die loosie gesit, hy het hom op die dak gesit, daai ou. Halleluja. Hy het die storie van bo af bekyk. En as daai instruksie deurkom, dan het hy span nie vrae gevra en hulle het instruksies uitgevoer. Hoekom? Want hulle het geweet dat hulle afrigter, halleluja, die een wat oor hulle aangestel is, halleluja, het 'n dieper en 'n hoër perspektief. Hy sien wat hulle nie sien nie. Hy is bewus van goed waarvan hulle nie bewus is nie. En hulle het op 'n plek gekom waar hulle sy oordeel so vertrou het en so oortuig was deur sy stem dat wanneer die instruksies gekom het, het hulle nie vrae gevra en hulle het dit gedoen en uiteindelik het hulle die resultate gehad. Ek wil vandag vir jou sê my vriende, dis tyd dat ons op 'n plek kom waar ons teruggaan op ons pad en gaan kyk en op ons sê God is stil, God praat met my nie. Ons moet gaan kyk waar hy gepraat het en wat hy gesê het. Kan jy amen sê? Halleluja. Saul kon gevoel het, jy weet, dis justifiable. Ek het alles gedoen wat die Here gesê het. Maar uiteindelik het Saul gedeeltelike gehoorsaamheid beoefen. Hy het alles en almal getref behalwe dit wat hy gedink het hy wil uithou. En ek wil vanaand vir jou sê gedeeltelike gehoorsaamheid, my vriend, is ongehoorsaamheid. Gedeeltelike gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. Dis nie aanneemlik vir God nie. En God wil jy na 'n plek toe bring waar jy oorgelewer is, waar jy surrendered is, waar jy doen wat hy sê en soos hy dit sê in Jesus naam. Halleluja. Ek wil vandag gaan na 'n skrifgedeelte toe in 2 Konings 5 vers 10 en hierdie
is die storie van Naaman. Nou baie van julle ken van Naaman. Die Bybel sê hierdie man het melaatsheid gekry en hy's in 'n koninkryk, is 'n man van aansien, 'n belangrike man. En die Bybel sê die diensmeisie wat van Israel afkom, sê vir Naaman, hoorie, daar's 'n profeet in Israel wat vir jou kan genesing bring. En Naaman pak sy donkie en kry sy perdekar reg en al sy lekker dinge en hy's op pad na Israel toe om hierdie profeet te ontmoet. Hy gaan met geskenke en hy gaan met gifts en alles, want hy wil genesing ontvang en hy het alles getraai in daai koninkryk waar hy was. Hy wil gaan na die profeet toe om te hoor of hy moontlik genesing kan ontvang. En die Bybel sê, en jy moet verstaan, ek's 'n prentjie mens. So ek kan imagine terwyl Naaman op pad is na Israel toe om hierdie profeet te ontmoet, het hierdie man Naaman idee gehad in sy kop oor hoe hierdie storie gaan afspeel. Hy het seker gedink hy gaan nou aankom in Israel, dan gaan die profeet uitkom en iemand gaan op die harp speel en dan gaan 'n dramatiese oomblik en 'n atmosfeer geskep word en dan gaan hy die Here aanroep en sy hande op hom lê en dan gaan donder weer wees en bomontploffings en dan gaan vulkane eksplode en dan gaan hy genesing ontvang. En hierdie man het heel moontlik hierdie prentjie in sy kop gehad, maar die Bybel sê toe Naaman by die profeet se huis kom en hy het nou hierdie massive verwagting oor hierdie wonderlike gebeurtenis. Toe gebeur hierdie. Hoor gou wat sê 2 Konings 5 vers 10. Hy sê Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur. Hy het nie eens uitgegaan hom toe nie. Die man was besig om tee te drink in sy sitkamer. Hy sê hy gaan nie uit nie. Hier's 'n boodskap. Hy sê Elisa het 'n boodskap na hom gestuur. Gaan was jy 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees. Die profeet sê, luister hierso, hoorie, stuur 'n instruksie deur sy dienskneg. Hy gaan nie self nie profeet na Naaman toe nie. Hy hoor nie hoe groot naam hierdie ou is nie. Naaman, groot naam. Halleluja. Hy hoor nie wie hy is nie. Die instruksie van die Here het gekom. Gaan was hy 7 keer in die Jordaan. En die dienskneg kom en hy gee 'n eenvoudige instruksie. En die Bybel sê Naaman vererg hom. Wie is hierdie profeet? Hy kom nie eens uit om my te groet nie. Hy lê nie eens hande op my nie. Hy roep nie eens na die vuur van die hemel af nie. Hy doen niks fancy nie. Hy rol nie die rooi tapuit uit nie. Hy kry iets wat hy nie wil hê nie, 'n instruksie. Want hy was 'n man wat instruksies gegee het. En hier kom die profeet en gee hom 'n instruksie. En die dienskneg sê, "Gaan was jy 7 keer in die Jordaan en genesing sal na jou toe kom." En die Bybel sê ons ken dit, Naaman vererg hom. Hy raak geïrriteerd en hy sê, "Man, die Jordaan is 'n vuil rivier en dit is 'n vuil rivier. Ek het hom al gesien, glo jy vir my, hy's nie nice nie." Nee, ek sou ook met dalk dit gequestion het, nê. Maar en hy sê man, daar waar hy vandaan kom, is al mooi, weet, kristalkleur riviere en hy gaan eerder daar gaan was. Maar die diensmeisie sê van Naaman, as die profeet vir jou 'n moeilike ding gegee het, as hy vir jou gesê het vas 10 dae, rol dan die kant toe en dan rol dan daai kant toe, doen vreemde goed, dan sou jy heel moontlik gedoen het. Maar hy gee vir jou instruksie. En ek wil vandag vir jou sê, ons mis baie keer die grootste wonderwerke omdat ons die eenvoudigste instruksies vermy. En die Bybel sê hierdie diensmeisie oortuig Naaman en hy gaan na Jordaan. En die ou was hom 1 keer, niks. En hy was hom 'n tweede keer, niks. En 'n derde keer en 'n vierde keer, maar die woord van dit was nie 3 en 4 keer nie. Die woord was nie 5 en 6 keer nie, die woord was 7 keer. Die volmaakte getal. En die Bybel sê toe Naaman presies woord vir woord die instruksie van die profeet uitoefen. Toe hy die 7de keer uit daai Jordaan uitkom, toe sê die Bybel, toe verdwyn die melaatsheid en sy deurbraak kom, sy wonderwerk kom. Halleluja, sy genesing kom. Hoekom? Omdat hy gereageer het op die instruksie van God. Imagine wat sou gebeur het as Naaman hom so vererg het en teruggegaan het na sy huis toe. Hy sou nooit gesond geword het nie. En nou moet ons die vraag rig, sou hy nie gesond geword het nie omdat God nie die vermoë het om gesond te maak nie? Nee, God het die vermoë om gesond te maak. Sou hy nie gesond geword het omdat God nie lus was om hom gesond te maak nie? Nee, God is altyd lus om iemand gesond te maak. Hy sou eenvoudig uitgemis het op sy genesing bloot omdat hy die instruksie vermy het. En ek wil vanaand vir jou vra, watse instruksies het God vir jou gegee wat jy vermy? Ek wil vanaand 'n stelling maak en vir jou sê dat trots redeneer met God se instruksie mag trots redeneer met God se instruksie. Maar geloof gehoorsaam God se instruksie. Geloof vra nie, geloof reageer. Wanneer jy trots is, en wanneer jy op 'n plek kom waar jy 'n idee vorm in jou kop van hoe jy dink God moet beweeg, en hoe jy voel hy moet reageer, en hoe jy voel hoe die deurbraak moet kom, wanneer jy daai perspektief bou in jou kop, of in jou gedagtes, en God beweeg in 'n manier wat nie aanneemlik is vir jou nie, of wat nie pas by jou prentjie nie, dan kan jy iets groots mis, omdat jy nie beïndruk is met 'n eenvoudige instruksie nie. Halleluja. Ek wil vandag vir jou sê, die goeie wat ons al gedoen het in ons lewe, wat groot vrug opgelewer het, was nie 'n oomblik gewees waar daar donder weer in die lug het geslaan het nie.
Dis terwyl ek in my bed lê en ek hoor die Heilige Gees soos 'n aandwenkie uitkom en sê, doen dit. Doen dit. Sê ek vir my vrou, ek dink die Here sê ons moet ons bankrekening leeg saai. My vrou is maller as ek, sy sê, okay. En dan doen ons dit, dan kom maar bonatuurlike goed, deurbrake. Dan sal die Here vir my sê, doen iets vir daai persoon, help daai persoon. Dan dink ek, jy sê, ek kan julle nou help, ek het nie tyd nie. Net so, doen dit. Okay, ek doen dit. Dan kom maar, dan ken daai ou en daai ou ken daai ou en al gaan 'n stadion vir ons oop om die gospel te preek. Dit sou nooit gebeur het as ek nie gereageer het op 'n eenvoudige instruksie. En my bekommernis vanaand is kerk, dat ons het dat Christianity in die kerkwêreld het so commercialized geword. Dit het so geword dat dit moet heeltyd hierdie production wees en dit moet hierdie massive oomblikke wees. Dat ons het so op 'n plek gekom waar ons soek na groot oomblikke, dat ons die klein oomblikke mis. En dis dikwels in die klein oomblikke, in die eenvoudige instruksies, waar die grootste wonderwerke gebore word. Halleluja, waar die grootste deurbrake kom. En die rede hoekom ek vanaand hierdie boodskap met jou kommunikeer is omdat ek, soos ek nou gesê het, keer op keer en week vir week gekonfronteer word met mense wat kom na ons en sê ons het hierdie massive uitdagings. En op grond van wat ek weet van God se woord, weet ek, as jy maar net faithfully obey the voice of the Lord your God, then he will set you high above the nations of the earth. En dan gaan die skrif aan, hy sê, you will be blessed in the city and you will be blessed in the field. Hallelujah, hy sê, you will be the head only and never the tail. You will be above only and never beneath. How? When you faithfully obey the voice of the Lord your God. Sê dit beteken dat jy gaan nooit probleme hê nie? Nee, maar dit beteken dat selfs in jou probleem gaan weer instruksie kom om die probleem te oorwin. Ons is meer dan oorwinnaars wat deur Christus wat ons die krag gee. En baie keer kom daai krag in die vorm van 'n instruksie wat ons kan oefen of uitoefen en beoefen wat die deurbraak vir ons bewerkstellig. Kan jy amen sê? Ontvang hulle iets vanaand. Ek preek vanaand vir myself. Halleluja. Want ek vir my ook instruksies waar die Here my praat. Ek bid om met 'n paar goed. Maar ek wil vanaand vir jou sê, ek weet dat die eenvoudige instruksies bewerkstellig die grootste wonderwerke. En vanaand het ek intentioneel gekyk na Saul se lewe en intentioneel gekyk na Amon se lewe, want albei was gekonfronteer met instruksies. En albei was gekonfronteer uiteindelik of hulle die keuse gaan maak om die instruksies uit te oefen. En een het dit vir my en een het beoefen. En hulle uiteindelik is dit anders gelyk. Die een het genesing ontvang en die ander in sy koningskap en koninkryk het hom al weggeskeer. Halleluja, omdat die een het instruksies uitgevoer en die ander een het dit vir my. Halleluja. Halleluja. God se instruksie. God se instruksie. Wat het die Here vir jou gesê? Baie van die laste wat ons dra, die hekke wat ons dra, kon lankal gelig het. En kon lankal gebreek het oor ons lewe. As ons die instruksie doen, volg. Waarvan praat jy, Johan? Wel, jy loop met onvergifnis in jou hart rond. Jy het bitterheid oor wat mense gedoen het. God sê vergewe. Die weg na vryheid, vergifnis. Johan, maar jy weet wat ek gedoen het. Ek sê vir jou, jy kan loop met bitterheid in jou hart en jy kan siek word as gevolg van hierdie bitterheid, hierdie onvergifnis, of jy kan reageer op die instruksie, vergewe. Want vergifnis maak vry, sê amen. Mense battle finansiële toestande en finansiële uitdagings en probleme, die een probleem op die ander probleem. Ek wil vandag vir jou vra, is jy in lyn met God se instruksies aangaande jou finansies? Daar's beginsels en ons beloftes. Die beginsel ontsluit die belofte. Sê amen. Mense sê ek bid, Johan, my huwelik trek swaar. Respekteer jy jou man? Het jy jou vrou lief soos Christus die kerk lief het? Dis die instruksie in God se woord. Baie keer wanneer ek praat van instruksies, dan sê mense, okay, dan gaan die Here verskyn in 'n visioen in 'n droom of gaan die Here hard praat met my, like jy instruksie hoor. Sy woord is vir ons gegee. En dis vol instruksies. Instruksies vir jou finansies, instruksies vir jou huwelik, instruksies vir jou werk, vir jou kerk, instruksies vir elke faset van jou lewe. Daar is 'n instruksie vir elke uitdaging, ek beloof jou. En wanneer jy dit doen en nie verslap om dit te doen nie, hallelujah, God will not be mocked. Just what a man sow, he will also reap. If you sow obedience to the instructions of God's word, you will reap the breakthrough in Jesus' name. Hallelujah. Ons vryheid wat vir jou wag vanaand. En die sleutel wat dit ontsluit is instruksie.
Jy sit dalk nou hier so en dink, nee, Johan, ek het nie gekom vir hierdie nie. Jy moet my preek dat ek haleluja en amen skree. En ek hou daarvan. Ek hou daarvan om geloof te preek aan mense en ek love it. Ek love it om mense, ek wil iemand om mense op hulle stoele staan en spring en skree, soos mense die woord vir hulle preek en opgewonde word. Maar ek wil vandag vir jou sê dat ons kan mense ek kan preek en dat jy op jou voete staan vanaand. En jy kan lekker voel vir 'n oomblik en teruggaan, dieselfde patrone volg en dieselfde resultate hê. Of jy kan onder God se governance kom, God se koninkryk wat funksioneer op instruksie en jy kan stap in dit wat God sê jy kan hê in Jesus naam. So ja, kom ons spreek mense op hulle voete. Ek love it. Ek gaan dit volgende Sondag weer doen. Prys die Here. Maar ek het spesifiek gebid oor vanaand. Ek gevra Here, wat wil U vir hierdie kerk sê? En die instruksie was God se instruksie. Halleluja. Hy wil jou toerus deur middel van sy woord om te oorwin in Jesus naam. Maar ons lewe in 'n wêreld wat instant is. Alles moet vinnig wees. 'n Versie van die dag. Halleluja. Vinnig 'n TikTok video. Scroll, TikTok, jy lewe verby. Halleluja. Maar as tyd kerk dat ons gesigte uit Facebook het kry en terug in God se boek sit. Sê amen. Sodat die woord van God ryklik in ons kan woon, sodat ons kan sien wat God sê aangaande elke area van ons lewe, sodat ons dit kan doen en dan ultimately kan loop en dit wat God sê ons kan loop. God se woord is die oplossing kerk. God se woord gee jou die toerusting kerk om wat te doen om te oorwin. Halleluja. Hy sê our weapons are not carnal, but are mighty. Halleluja. To bring down strongholds. Sê amen. Die wapen is die woord van God. En die woord van God moet ryklik in jou woon, sodat wanneer die vyand teen jou kom, en hy gaan teen jou kom, en wanneer hy leuns bring na jou, fluister in jou oor, en hy gaan dit draai, dan het jy 'n wapen. Halleluja, jy het 'n wapen, jy het die woord wat vol van God se instruksies is. Weet jy wat? Jesus, daai Satan kom na Jesus toe. Hy sê daar staan geskrywe. Hy sê is dit? Daar staan ook geskrywe. Hy is vol van die woord. Die woord was vol van die woord. En ek en jy moet op 'n plek kom waar ons so vol is van God se woord, dan weet ons wat se instruksie om te doen wanneer. Halleluja. Ontvang hulle iets. Ek sien hulle kyk, ek weet my vrou sê altyd as dan mense baie stil is, gebeur een van twee dinge. Of hulle slaap, die ligte brand maar niemand is tuis nie. Of hulle neem baie ernstig in wat jy sê. Nou ek hoop is die tweede ene. Prys die Here. Halleluja. God se instruksie. En ek wil vanaand bid saam met jou dat daar 'n bonatuurlike desperaatheid in jou binneste sal wakker word, want dis iets wat ek nie kan wakker maak nie en Hendrik kan dit nie wakker maak nie. Dis net die hand van God, die gees van God wat dit kan doen. 'n Desperaatheid wakker maak in jou binneste om God se woord te lees en te doen wat hy sê. Ons is nie geroep om net hoorders te wees van hierdie woord nie. Daders. Dit is die doeners van die woord wat stap in die volheid van God. Kan jy amen sê? Een woord van God verander alles. Een woord. Een instruksie. Ek het nou met week gepraat het die laaste paar dae vir my 'n blur want ek vlieg en jy travel baie, maar ek het met iemand gepraat en die ou sê vir my dat niks werk nie. Niks werk vir hom. Niks kom reg nie, niks werk nie. En dit voel vir hom niks gebeur nie. En terwyl ek nou luister, sê die Here vir my, niks gebeur nie totdat alles gebeur. Niks gebeur nie totdat alles gebeur. Jy kan voel dat jy weet ek is siek en ek gaan nooit regkom nie. Niks gebeur in my finansies, dit gaan niks verander, dit is my lot, niks gebeur nie. Maar een woord van God, halleluja, wat na jou toe kom, een instruksie wat na jou toe kom, en jy doen dit, jy spring op daai instruksie, dan kan jy van 'n plek gaan waar jy voel niks gebeur nie, na 'n plek waar jy voel alles gebeur op een slag. Die Here praat op deurblak. Hy sê if you faithfully obey, listen to this. Hy sê if you faithfully obey the voice of the Lord your God, he will set you high above the nations of the earth. Dan sê hy, and all these blessings will overtake you. Met ander woorde, dit gaan so vinnig wees, so oorweldigend wees, gaan so kom. Halleluja. It will overtake you. Vinniger as wat jy kan dink, sal dit na jou toe kom. Skielik. Niks gebeur nie tot alles gebeur. En die fyn lyn tussen daai twee is God se instruksie. Halleluja. Sê ek dit gaan net oornag gebeur? Nee, ek sê nie dit nie. Ek gaan nie vir jou vals hoop gee nie. Maar ek wil vir jou sê dat as jy getrou God se woord gaan beoefen, week vir week, dag vir dag, dan gaan dit eerstens jou mind verander, jou hart verander, en dit posisioneer jou om te stap in die volheid van God vir jou lewe. In Jesus naam. Moenie moeg word om God se woord te doen nie. Moenie tou opgee nie. Ek wil vandag jou aanmoedig, luister vir my, hy is 'n waarmaker van sy woord. Halleluja, hy's nie 'n mens dat hy sou lieg nie, sê die Bybel. Hy ag sy woord hoor in sy eie naam.
Halleluja, baie keer as ek nou regtig desperaat is, dan sê ek, dan gaan ek na die Here toe, dan maak ek my Bybel oop, dan sê ek, Here, U het gesê, ek herinner hom aan sy woord, want ek weet, hy is waar, he's true to his word, hy's 'n waarmaker van sy woord, en wanneer hy vir jou sê, doen dit, en jy respond op die instruksie van God, dan sal die hand van God begin beweeg in jou lewe, in Jesus naam. My gebed vanaand is, dat al is dit die enigste ding wat ek in die laaste 3 sessies kon regkry, is dat daar 'n honger in jou hart sal wees vir sy woord, en vir gehoorsaamheid, om ge-ignite te word in jou binneste, in Jesus naam. Hoor vanaand vir my kerk, gehoorsaamheid is beter as offerande. Ons kan nie onsself braai in God se goeie boekies in nie, met tiendes en offergawes. Ja, is altyd great, die kerk het dit nodig, maar dit beteken niks as jy God se woord ignoreer. Jy kan bid tot die pers in jou gesig, as jy sy instruksies ignoreer, dan gaan jy soos Israel om die berg loop, vir die res van jou lewe, tot Jesus terugkom. Halleluja. God ag gehoorsaamheid hoor as enigiets anders. Ja, amen. Halleluja. Ek wil jou graag vra om jou hoof te buig, ons gaan bid vanaand. Halleluja. Ons gaan vir 'n oomblik, so 2 minute, net bietjie hang in God se teenwoordigheid. En ek gaan die Heilige Gees vertrou vanaand, dat hy vir jou 'n duidelike instruksie sal gee. Of jou bloot net te herinner aan 'n instruksie wat hy reeds vir jou gegee het, wat jy potensieel vermy. En weer eens ek wil jy moet verstaan vanaand, hierdie is nie uit 'n plek van judgment uit nie. Dit kan maklik oorkom as, ja, ek moet net doen wat die Here sê, or else. Dis glad nie waar dit gaan nie. God het 'n goeie plan vir jou. Hy het goeie intensies teenoor jou. En jy bid vir 'n antwoord, terwyl hy vir jou die antwoord gegee het. As jy dit net gaan doen, dan sal dit wat jy oor God oor so wat en smeek opgelos word. Partykeer dink ons, dan moet soos Naaman, hy verwag hierdie groot, massive geestelike experience. En die instruksie is gaan was jou 7 keer in Jordaan. Die instruksie is spreek vry. Die instruksie is vergewe. Die instruksie is sê ek's jammer. Jesus, dis iets wat die Here my moes challenge op. Ek kon nie sê ek jammer, ek baie trots. Ek moet vir my vrou sê ek's jammer. Dit was bitter geweest. En dit het my huwelik gerevolutionise. My pa het nie jammer gesê nie. Ek het nie geweet, ek het nooit gesien hoe dit lyk om jammer te sê nie. En dan weet ek het nou aangejaag of ek het nou 'n fout gemaak. Ek kan nie jammer sê nie. En toe sê die Here vir my, Johan, die instruksies sê jammer. Wat jy doen is nie reg. En ek het begin jammer sê vir my vrou as ek aangejaag het. As ek lelik gepraat het met haar. As ek verkeerd opgetree het, dan het ek begin jammer sê. Dit het my huwelik na die volgende level toe gevat. Nou like my vrou my eers. Halleluja. Maar dit was God se instruksie. Ek het nie geweet hoe nie. My pa het nie vir my gemodel nie. Ek het nie geweet hoe nie. Maar daar's 'n Pa in die hemel wat jou sal instruct. Halleluja, hy's 'n goeie instructor. So hoekom gee hy die instruction? Want hy wil hê jou huwelik moet floreer. Hoekom gee hy die instruction? Want hy wil hê jy moet geen gebrek in jou finansies nie. Hoekom gee hy die instruksie? Want hy wil hê jy moet goeie gesondheid geniet. As hy vir jou sê hou op daai coke drink, want dit maak jou dood. Hou op daai coke drink. As hy vir jou sê sit neer daai vape. Dis nie om jou van te spoil nie. Hy wil nie jy moet longkanker kry nie. Hy wil nie jy moet doodgaan nie. Hy wil nie jy moet 'n premature dood sterf nie. Hoekom? Want hy's lief vir jou. Instruksie. God se instruksie. Halleluja. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Here, dankie vanaand vir u teenwoordigheid in hierdie gebou. Vader, dankie dat ons vanaand kan hoor dat u ag gehoorsaamheid ver hoër as offergawes. Halleluja. Vader, ek wil vanaand opnuut bid en opreg bid en ek wil vir u vra, Heilige Gees, dat u 'n diep honger en 'n hinkering in ons harte sal skep vanaand, Here, om gehoorsaam te wees aan u woord, aan die instruksie, aan dit wat u gesê het, Here. Vader, ek bid vanaand dat ons nooit op 'n plek sal kom, Here, waar ons op ons eie insigte staat maak, op ons eie vermoë staat maak. Vader, dat ons nooit, Here, in 'n plek sal kom waar ons dink ons het die antwoord en ons het die oplossing, maar Vader, dat ons altyd op 'n plek sal wees, gewillig om te luister aan die volgende instruksie. Vader, Saul het goed begin, maar sleg geëindig, want hy het die instruksies vir my. Halleluja. En ek wil vanaand bid, Here, dat daar 'n honger sal ontwaak in ons binneste vanaand vir die woord, 'n desperaatheid vir die woord, soos Hendriko vanaand by skrif gelees het, wat die skrywer sê, wanneer kan ek weer voor hom verskyn? Ek dors na God, die lewende God. Wanneer gaan hy weer met my praat? Wanneer gaan hy die volgende instruksie gee? Here, praat met my, u diensknegt luister. Halleluja. Mag dit die kreet en die uitroep van ons harte wees, Here. En ek wil van nou bid vir elke persoon in hierdie gebou. Here, dat u na remembrance toe sal bring dit wat u vir hulle gesê het om te doen. Here, dat daai woord wat u vir hulle gegee het, daai opdrag wat u gegee het, dat dit soos 'n tsunami nou sal opspring in hulle gees. Halleluja, dat ons hulle onthou wat hulle vermy.
Here, dat hulle vanaand hierdie kerkgebou sal verlaat, desperaat om die instruksie uit te voer. Here, ek bid vanaand as hulle sê, Johanra, ek het nog nooit daai instruksie gehoor nie. Ek bid, Here, praat met hulle. Here, wys die instruksies in die woord vir hulle uit, dat hulle duidelikheid sal kry aangaande u plan en u wil vir hulle lewe. Wat die volgende seisoen vir hulle inhou, Here. Ek bid vir 'n instruksie. One word changes everything. Halleluja. Een woord van u af, Here. Ek bid vir 'n instruksie. 'n Instruksie, Here. En ek bid, Here, dat ons ore oop sal wees om u stem te hoor. En Here, dat ons gees gewillig sal wees om te doen wat u sê. In Jesus naam, vanaand, Here, kruisig ons vlees, ons opinies en ons idees. Halleluja, ons vooropgestelde planne oor hoe ons dink u moet praat en hoe u moet operate. Here, vanaand kom ons voor u en ons sê, Here, praat met ons. Ons wil doen wat u sê ons moet doen. Wat u wil hê ons moet doen, Here. In Jesus naam. Halleluja. Here, dankie vir u teenwoordigheid vanaand. Dankie dat u praat met die mense, Here. Here, besigheidsmanne wat nie weet wat te kan doen nie, praat met hulle, gee instruksie, Here. Gee instruksie, Here. Ons luister. Huwelike wat nie weet hoe hulle gaan survive, Here, dankie vir 'n instruksie. 'n Instruksie, Here. Here, lewenskeuses wat gemaak moet word. Ek dank U, Here, vir 'n goddelike instruksie. Halleluja, een woord van U, Here, een woord van U. Dankie dat U ons rigtingaanwyser is. Halleluja, dankie dat U sê dit is die pad, loop in dit. Maak die pad vir ons duidelik, Here. Gee een instruksie. In Jesus naam. In Jesus naam. Moet ek bly of moet ek gelei? Praat, Here. Wat hou die volgende seisoen in? Praat, Here. Ons luister. Halleluja. Een instruksie. Vader, wanneer U gepraat het, bid ek dat ons die dapperheid sal hê, die boldness sal hê om te doen wat U sê. Dat ons dit nie sal probeer wegredeneer met oulike Christentaal nie, maar Vader, dat ons sal spring vinnig nadat U gepraat het. Dat ons sal reageer vinnig nadat U gepraat het. In Jesus naam. Kom aan, roep net uit, daar waar jy is, roep net uit aan die Here toe. Sê, Here, praat met my, ek luister. Praat met my, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie vir duidelikheid. Here, mense wat onseker is, watter kant toe. Dankie vir duidelikheid. Ja, instruksie, Here. Moeilike keuses wat gemaak moet word, Here, ek dank U dat U 'n instruksie gee. Dankie, Here, vir 'n goddelike instruksie. O, halleluja. 'n Instruksie, Here. Ek dank U, Here, vir 'n instruksie wat my lewe gered het. Wat my lewe verander het. En ek bid, Here, vir 'n nuwe instruksie. Wat sê U aangaande ons lewens? 'n Instruksie. Hoe lyk die pad vorentoe, Here? Ons soek 'n instruksie. Praat met ons, Here. In Jesus naam. In Jesus naam. Vader, ek bid ook nou dat die Gees van God elke persoon sal verfris in hierdie gebou. Here, ek weet dat wanneer 'n mens moeg is, dan hoor mens nie lekker nie. Here, wanneer baie om ons aangaan, wanneer chaos in ons binneste is, dan kan ons nie lekker hoor. Ek bid, Here, dat U elke vorm van lawaai en chaos in ons binneste sal kalmeer nou. Dat die vrede van God met alle verstand te bowe gaan. Here, nou ons siel sal binnendring. In Jesus naam, dat ons U stem duidelik kan hoor. Vader, U het gesê, U skaap ken U stem. U skape ken U stem. En ons luister nie na 'n vreemdeling nie. Vader, ek dank U dat ons duidelik U stem sal herken. Duidelik U stem sal herken, Here. Dat ons sal reageer op U instruksie. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen. Terwyl ek nou hier staan, dink ek sommer aan koning Dawid. Die Bybel sê, ons ken vir Dawid. Hy was 'n skaapwagter gewees en toe maak hy vir Goliat dood en toe raak hy koning en toe jaag hy aan met Batseba. Die ou het 'n baie eventvol lewe gehad. Maar tog noem God hom 'n man na sy hart. 'n Man na God se hart. Hoekom? Omdat hy foutloos was? Nee, man het foute gehad. Hy het 'n ander man se vrou gevry en die ou laat doodmaak. Stouter. En nog steeds noem God hom 'n man na sy hart. Hoekom? Hy sê want Dawid was 'n man wat gedoen het wat hy gesê het. Hy het 'n instruksie uitgevoer. Halleluja, instruksie uitgevoer. Hy het as die Here gesê gepraat het, dat hy gesê, Here, hoe hoog moet ek spring?
Halleluja. Jy weet Dawid wil graag 'n tempel gebou het vir die Here. En God sê vir Dawid, jy gaan nie die tempel bou nie. Jou seun gaan die tempel bou. Maar Dawid kom op hy so geheeld aan God se instruksie en God se stem dat hy sê dis reg. En Dawid tref die reëlings. Hy gee die goud en die rykdom en die silwer en die brons en alles wat die Salomo sou nodig hê om 'n pragtige tempel vir God te bou. Hy het 'n begeerte gehad om die tempel te bou, maar die instruksie was jou seun sal dit bou. En hy het submit tot God se instruksie. Dit is hoekom Dawid was wie hy was, 'n man na God se hart. Foutloos nee. 'n Stouter ja, maar 'n man na God se hart. En daar was 'n man wat gedoen het wat die Here sê. Amen. Ek wil hê jy moet vanaand, so ons het oor die laaste 3 sessies baie gepraat, en baie verskillende rigtings gegaan. Ons het gepraat oor, ek kan nie onthou waaroor gepraat het gisteraand of die antwoord dit nie. Ek preek die hele tyd, dis baie. Maar ek wil hê, as jy die plek verlaat vanaand, God se instruksie. En ek is net versigtig om bold statements te maak, maar baie keer, wanneer ons voel dat God is stil, is sê God nie stil, omdat hy nie praat nie. Hy het reeds gepraat. Dis net nie wat jy wil hoor nie. Dis net nie wat jy wil hoor nie. En ek wil vanaand vir jou op 'n plek bring waar jy God vertrou. Die rede hoekom ons God se instruksies vermy en voel ons kan nie hierdie doen nie, is omdat ons hom nie vertrou soos ons dink ons doen nie. As ons weet, en weer eens, dit gaan oor wie God is vir ons. Die prentjie wat ons het van hom. Partykeer het ons 'n ongesonde perspektief van wie God is. En ek dink in ouers, ons het 'n verantwoordelikheid, want ons skep 'n prentjie van God in ons kinders se lewe. Ek het konstant gevoel ek moet perform om die Here te impress, want ek moes perform om my pa te impress. En so ek het op 'n plek gekom, 23, dink ek, nee, Here, dis harde werk om die Here te dien. Ek gee op, jy weet, ek kry dit reg en niks wat ek doen is reg nie. Maar daai perspektief moes herstel word. Dat God is 'n pa wat instruksie gee, nie om jou te beperk nie, maar om jou te bevoordeel. Halleluja. Nie om jou te verlaag nie, maar om jou te verhoog. Dis die doel van instruksie. En ek weet hier is dan nie 'n glamorous boodskap nie, maar dit is 'n koninkryksboodskap. Want God se koninkryk werk deur middel van instruksie. Nie soebat en smeek nie. Nie deals probeer maak met God nie, instruksie. God gaan nie sy woord verander vir enigiemand nie. Niemand nie. Instruksie. En ons vra vir die Here. Here, wat is my instruksie? Wat is my? Wat sê U vir hierdie moment, vir hierdie season in my lewe? Wat is die woord? Wat is die woord van die Here vir my? Wat sê U? Amen. Ek wil hê jy moet vanaand weet dat in 'n wêreld wat vir ons sê wat ons alles moet wees en wat ons nie moet wees nie. Daar's so baie stemme, so baie dinge wat gebeur en as ons nie versigtig is nie, dan kan ons in 'n plek kom waar ons ietsie van alles wil doen. Ons hardloop om dit te doen en dat te doen en hier te wees. Miskien werk hierdie, miskien moet ons daai traai. Miskien moet ek hierdie werk vat, miskien moet ek dit los, daar begin. Daar's so baie goed wat aangaan. En ek wil vandag vir jou sê dat die Here kan deur 'n middel van 'n instruksie vir jou een eenvoudige ding sê, was jou in die Jordaan. Halleluja. Tref alles met die bandvloed. Een ding, een eenvoudige instruksie kan vir jou meer sukses en vrug oplewer as al die 1000 goed wat jy probeer doen in jou krag. Wanneer ons net rondhardloop en alles net probeer maak werk en ons moet hierdie traai en daai traai en dalk is ons hierdie rigting en daai rigting, dit maak mens moeg. Dit put ons uit. Dit steel jou vreugde. Dit steel jou vrede. As ek hierdie besigheid begin, dan daai besigheid begin, dalk hierdie besigheid begin. Dalk as ek hier gaan werk, dalk daai salaris, dalk die salaris. Weet jy nee, luister vir my, die Bybel sê dat God praat met Abraham en Lot moet split, 2 neefies. En God lê dit op Abraham se hart, dat Abraham sê vir Lot, kies jy eers watter rigting jy wil gaan. En Lot bekyk die wêreld en hy kyk daar waar dit mooi groen is, die gras is groen, daar's water, daar's baie voeding vir sy diere en hy kies natuurlik op grond van wat hy sien. Kies hy die aantreklike goed. Maar God praat met Abraham. Hy gee hom instruksies. Hy gee hom 'n woord. Hy gee hom 'n belofte. En daai Abraham gaan in die woestyn en hy prosper. Halleluja, hy prospered in famine. Halleluja, in droogtes, in woestyn. Was die hand van die Here op Abraham. Hoekom was dit so gewees? Want Abraham was 'n man wat instruksies nagekom het. En baie keer voel ons dat ons moet keuses maak op grond van wat goed lyk vir die oog. Wat ons moet hierdie werk aanvaar want hy betaal R200 meer as die ander een en ons moet hier spring en daar spring, ons moet hierdie ding doen en daai ding, try hierdie idee en daai idee. Ons moet dit wees en dan moet ek dit wees en dan moet ek hierdie wees.
En al wat er gebeur in die proses is, ons word uitgeput, moeg, mat. En ons kom in 'n plek dat ons nie meer weet wie ons is nie. Waarvoor ons staan nie, waar ons op pad is nie. Dis nie God se hart vir sy kerk nie. God kan vir jou een ding sê. Een instruksie gee. Halleluja. En dit produseer en lewer soveel meer vrug op. Al die duisende goed wat jy in jou eie krag probeer doen het. Amen. Ek wil jy moet vanaand jou ore spits vir wat God sê. Spits jou ore vir wat God sê. Want in dit lê dit wat jy nodig het vanaand. En ek sê dit vir jou, dis nie 'n storieetjie nie. Ek beloof vir jou, ek praat die waarheid. Een instruksie. Een instruksie. Halleluja, kom ons bid. Vader, ek dank U vanaand vir hierdie kerk. Ek dank U vir elke persoon vanaand in hierdie gebou is, Here. Here, ek dank U dat U vanaand bewus is wat in elkeen se hart en se gedagtes aangaan. Here, U is vanaand bewus van elke een se omstandighede. Elkeen se onsekerhede. Elkeen se wonder. Elkeen se bekommernis. U is bewus daarvan, Here. En ek wil vanaand bid, Heilige Gees, dat die vrede van die Here elke storm in ons harte van ons sal stil maak. Here, die angs oor finansies, die angs oor die toekoms, die angs oor werk, die onsekerheid oor die pad vorentoe. Vader, ek dank U. Heilige Gees, ek dank U dat U dit stil maak vanaand. Dat ons kan hoor wat die goeie herder sê. Hier is die weg, loop in dit. Halleluja. Here, dankie dat ons vanaand U stem kan onderskei. Dat ons U stem duidelik sal hoor. Dankie vir een instruksie, Here. Een instruksie wat die gang van ons lewe verander. Here, ek bid dat baie keer as U met ons praat, dan gaan dit nie sin maak nie en dit gaan nie gemaklik dalk wees nie, maar ek bid, Here, dat U vir ons die dapperheid sal gee om dit uit te voer, ongeag wat mense sê, ongeag wat mense dink, ongeag wat die wêreld, Here, van ons sê, dat ons uitverkoop sal wees om man en vrou te wees wat God se instruksies uitvoer. In Jesus naam. Net een woord, Here, net een woord verander alles. Ons eer U daarvoor, Here. Dankie dat hierdie instruksie wat U vanaand vir U kerk gee, en elkeen in hulle individuele stap met U, die gang van hulle lewe sal verander. Dat hulle sal kan getuig dat I am the head and not the tail. Hallelujah. I am above and not beneath. All these blessings has overtaken me. Hallelujah. I'm blessed in the city and I'm blessed in the field. I am the favored one of God. Hallelujah. I am a chosen generation. I am a royal priesthood. The good hand of God is upon my life. Hallelujah. The favor of God is upon my life. I have favor with God and with man. Hallelujah. Hallelujah. Goodness and mercy follows me everywhere I go. My cup runneth over. Here, U dek 'n tafel vir my in die midde van my vyand, te midde van my vyande, in die aangesig en die teenwoordigheid van my vyande. My kop is vet van die olie. Halleluja. U is met my. En ek voer die instruksie uit. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen.